Broers en susters, graag lees ons uit Genesis 45 en ons lees vanaf vers 1 tot en met vers 15 en ek gaan 'n taak op u hande sit en ek gaan vra dat ons gaan per groepe werk, ook gegee die tyd en ons gaan saamwerk met mekaar en soos ons reg deur die aand gehoor het, so Broer Donovan vir ons gelei het met wat is ware versoening. En ek gaan begin by verse 14, ek gaan verse 14 en 15 lees en dan gaan ek die opdrag aan u gee. Genesis 45 verse 14 en 15 lees as volg: Toe val hy sy broer Benjamin, dit is nou Josef, val hy sy broer Benjamin om die hals en ween. En ook Benjamin het aan sy hals geween en hy het al sy broers gesoen en aan hulle hals geween en daarna het sy broers met hom gespreek. And also the English, verse 14 and 15, then he threw his arms around his brother Benjamin and went and Benjamin and wept, and Benjamin embraced him weeping. And he kissed all his brothers and wept over them. Afterward his brothers talked with him. Now dear brothers and sisters, in these two verses we see the reconciliation that takes place between Joseph and his brothers, but also Benjamin that wasn't even at the scene back in the day when the brothers of Joseph deceived him. But here's Benjamin now, and also leading up to Genesis 45, lees ons ook hoe die broers vir Benjamin probeer kry om vir Josef weer aan hulle kant te kry, om vir Josef amper te flous, waar Josef nou in Egypte land sit as 'n hoë amptenaar. Maar hier omhels hulle mekaar, hier sien ons die uiteinde van versoening. But for them to get to that moment of reconciliation, there are certain things that needs to take place. So broers en susters, ek gaan aan u die vraag vra, wat is nodig tussen Josef en sy broers vir daardie ware versoening om plaas te vind? What is needed between Joseph and his brothers for true reconciliation, true authentic reconciliation to take place where they are honest with one another. So ek gaan vra aan die syblok of u verse 1 tot 3 kan lees. Genesis 45 verse 1 tot 3, slegs verse 1 tot 3 en met mekaar sal bespreek wat sien u van plaas in verse 1 tot 3 tussen Josef en sy broers versoening om plaas te vind. What do you see in verses 1 to 3 between Joseph and his brothers for true reconciliation to take place? Dan aan die linkerkant se middelblok. Ek gaan vra dat u verse 4 tot 8 lees. Verse 4 tot 8. En dieselfde vraag aan u ook in verse 4 tot 8. Wat sien u in daardie spesifieke verse 4 tot 8, wat van plaas tussen Josef en sy broers vir ware versoening om plaas te vind? So in verse 4 to 8, what do you see takes place between Joseph and his brothers for true reconciliation to take place? Jy kan met mekaar daaroor bespreek. En dan aan ons laaste groep, die middelblok aan my regterkant. U het dan laaste die taak vir verse 9 tot en met vers 13 of vers 15, ons het nou verse 14 en 15 gelees, verse 9 tot 13. Wat sien u in verse 9 tot 13 vir daardie spesifieke versoening tussen Josef en sy broers om plaas te vind? So what do you see in verses 9 to 13 for true reconciliation to take place between Joseph and his brothers? So broers en susters, verstaan ons almal die taak? As ek nou in die klas gewees het, sou ek gevra questions, comments, or concerns. Are there any concerns? If there are no questions, comments, or concerns, then we know the task that has been laid upon you. Verses 1 to 3, verses 4 to 8, verses 9 to 13. What is taking place in those specific verses between Joseph and his brothers for true reconciliation to take place? Hier 2 minute. Samewerking. Ek sien die brein as die stoom staan
soos u aan die gang is. Ek gaan verse 1 tot 3 lees. Verse 1 tot 3, en dan gaan ek 'n geleentheid gee aan die syblok om hul bevindinge met ons te deel. Dan kan ons een van die linkerkant se syblok, of verteenwoordiger, en een van die regterkant se syblok ook. So ek lees graag. Then Joseph could no longer control himself before all his attendants, and he cried out, "Have everyone leave my presence." So there was no one with Joseph when he made himself known to his brothers. And he wept so loudly that the Egyptians heard him, and Pharaoh's household heard about him. Joseph said to his brothers, "I am Joseph. Is my father still living?" But his brothers were not able to answer him, because they were terrified at his presence. Gegee die tyd gaan ons net nou by die Engelse lees, ons kan almal volg. Die eerste verteenwoordiger en die tweede verteenwoordiger kan maar na vore kom en die bevindinge met ons deel. Wat ons groep bespreek het was dat Josef wou alleen wees met sy familie en dit het 'n oomblik van vulnerability gehad. En ook omdat hy hierdie magtige figuur was, was sy broers bang vir hom. So dit het hom afgebring na hulle vlak toe. So met ander woorde, hy kon homself wees met sy broers en hy kon hom ken stel met sy broers. So wat ons besef het is dat as jy betroetjies moet jy afkom om vulnerable te wees en regtig wat toe te laat dat mense jou sien vir wie jy is. Dankie. Maar ek dink jy almal kan hoor jy een vir die aanlyn uitsending. Ek is net die skaamste van die lot, ek weet nie hoekom ek gepraat nie, maar om aan te sluit wat hulle juist gesê het, ons ken ons nou die storie van Josef, wat met hom gebeur het en sy broers, en dan aan die einde van die dag, om aan te sluit wat Renée nog gesê het, dat gaan ook gepaard met rou, met berou, verstaan? Ons het altyd gesê, toe ons jonger was in die 90's, ons altyd gesê, daar kan geen vrede wees sonder geregtigheid nie. En geregtigheid word vooruitgeloop deur ware berou, verstaan? So dis maar 'n voetspoor om die goed op die mekaar. Baie dankie. Net om aan te haak, ek dink baie belangrik, the vulnerability, as we also heard in the testimony, vulnerability to address the issue as well. This moment of truth, to acknowledge something happened, and as you can see, die trauma wat Bruton van praat, in die opbouw tot Genesis 45, het Josef al reeds sy broers ontmoet, hy het al reeds vir hulle gesien, kom en gaan. Dit was nie 'n maklike punt, 'n maklike stap vir hom te neem. He weeps, he wept, hy is met rou oorval, for true reconciliation to take place. Daar is geen vrede sonder geregtigheid en soms om die onleed wat met jou gebeur het te erken, ruk jou toe tot trane in daai oomblik van waarheid, maar dit is nodig om dit juist te erken. And also that vulnerability, he's now in this powerful position, but to him, his brothers were the powerful people who acted upon him, who rejected him. So, in sy, as ek nou nog na my broer kyk, kyk ek na my broer as my ouer broer, al is ek net 'n bietjie langer as hom. Ek kyk na hom as my ouer broer, hy kyk na sy broers. What if they reject me again? In that moment, the vulnerability, but to acknowledge something happened and to also make himself known to them. Baie dankie. Verse 4 tot 8, en nou gaan ek 'n bietjie weer in die moedertaal van Afrikaans lees. Yes, dominee af. Net om my laaste keer klaar. Die vers 3 staan daar, die broers was so bevrees
vertel ons lewensverhale. Sommige van ons kom uit geweldige storms, sommige het in die tronk gedraai. Dan sit die NG-Kerklede daar en hulle het die woorde nie. Hulle is te bang om hoek te maak, om hulle aandeel in die situasie te herken. En vir hulle, in die hele verhaal, julle sal sien as julle die Gielsverhaal van Josef lees, aan die einde het hulle nog nie heeltemal tot hy rustig gekom het. Want toe Josef se pa sterf, toe kom hulle na hom en sê, ons pa het gesê, dit moet gebeur. Hulle vertel hulle leed, want hulle is bang, die gevolge van hulle taak van jare gelede. Baie dankie Dominee, net om te herhaal, ook die worsteling en die strijd, die aanhoudende proces, en om die realiteite aan te spreek, en hoe mense in machtsposities was, wat nie noodwendig na die stories kan luister, en sukkel om met hulle eie ongerechtighede vrede te maak. Baie dankie, Dominee, vir die insaam. Verse 4 tot 8. Ek sien nou kyk die paar mense. My kan lees so like. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe, en toe hulle nader kom sê, ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop en ek is Egypte toe gebring. Maar julle moet nou nie slepvol of bang wees omdat julle my verkoop het nie. Want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die 2de jaar van hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor waar daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die lewe te hou en sodat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao sy raadgewer en as bevelheber oor sy huis en as regerder oor die hele Egypte. Baie dankie. Goeienaand almal, so ons vat nou weer die storie bietjie verder. So ons was by Josef gewees. So Josef het sy berou gehad en die Here het deur Josef gewerk. En hy het gehuil en hy was hartseer. En hy het sy eie erkenning gehad binne. En nou moet hy na sy broers toe gaan. En die eerste gedeelte op wat uitstaan in die 4 verse is dat die Here hom vooruit gegaan het. En dit is amper soos 3 of 4 keer wat dit definitief genoem was. En saam met dit ook was Josef bereid dat die Here hom vooruit gaan. Omdat daar seker goed dat hy moet gaan doen. So hy nooi sy broers, hy weet sy broers gaan kom. En in order for him to invite his brothers, he opened up his arms and he said, come here. En soos Renée het die kant gesê het, hulle was bang, hulle het nie geweet wat hulle gaan doen. Maar die Here het deur Josef gewerk sodat hy vir hulle kan nader trek en saam met hulle gehuil en berou gehad teenoor mekaar vir dit. En ek dink ook dat as 'n mens gaan in reconciliation of jy gaan met 'n konfliksituasie wat jy ook al die een party nooi die volgende party uit en hulle albei gaan dan en hulle kniel dit uit en hulle praat daaroor en hulle bid daaroor en hulle huil daaroor. And it's not a one-way ticket here. It's a kom. Niemand gaan nie, is kom. En kom het nodig vir die woord kom om omgedraai te word. 2 partye of 3 partye, maar dit is nie een gedeelte nie. Dit is 'n samesyn van by mekaar kom om so dit dan te bespreek, te huil, dankbaar te wees en dan weer eens nederig te wees sodat die Here dan net kan vooruit gaan soos hy vir Josef vooruit gaan. Ek sien ek is nie nodig nie. Ja, om ook by aan te sluit. So ons nou gepraat het. So ons gepraat het en wat bespreek het is ja, hartseer, alles wat daarmee gepaard gegaan het, maar die broers, ek dink toe Josef hulle sê wie hy is en besef, maar hulle natuurlijk aan vader is dood en hier staan Josef voor hulle en hy sê kom, ek is julle broer en ek het as hulle te veel gewees want hulle het nie dit verwag nie, maar in die tyd wat hy daar in die put was,
as hy ook bewus van God se teenwoordigheid. En daarom was dit vir hom maklik om van te kon vergewe. Hy het hy vergewensgesindheid gehad. Ten spyte van baie is hy kon van hulle geïgnoreer het. Maar omdat hy weet die pad wat God met hom geloop het, om hom daar te bring, kon hy sy broers vergewe en vir hulle sê, kom, ek weet jy het my in die put gegooi en maak jy nie vergewe, want wat julle gedink het, julle het aan my verkeerd gedoen, het God al klaar 'n ander plan gehad. So God se plan is altyd groter as ons planne. En dan laat ek my dink aan die gesang wat ons dameskoor sing, dan is my God altyd daar. In alle situasies is ons God daar. En God was daar. En daarom was hy die koning van Josef geblyk het in Egipte. Hy kon vir hom daai man gemaak het met al die planne om te versorg het. Want God was sy versorger en toe kan God vir hom, toe kon hy aangestel word om te sorg dat sy mense nie sal doodgaan as gevolg van hongersnood nie, want die Here was teenwoordig ter alle tye. En mens moet mekaar vergewe, ons sukkel om mekaar te vergewe, ons wil altyd weet, maar onhoud jy nog daai, Joseph het nie nog gesê, hy sê, maar ek sê, weet dat my nie wat gegooi, maar dis vir my, kom, dis vir my, en dis my broers. Daar is nog 'n laaste geleentheid vir iemand in die linkerkant se middelblok. Daar agter. Op 'n volgende keer. Die voor is. Ik wil net sê, vers 4. Net opstaan dat ons ook. Ons is live. Okay. Vers 4. Stel hy moes nou vir sy broers gerus. Julle kan nader kom, julle hoef nie bang te wees nie. Maar wat vir my uitgestaan het ook, die feit dat hy vir hulle sê, ek is julle broer, wie julle verkoop het, gaan hieroor ook, dat 'n mens eerlik moet wees, in hy versoeningstyd. Jy kan nie net, ja, kom ons praat nou hieroor, en dan gaan ons het sugarcoat nie. Ons moet openlik en eerlik met mekaar kan wees. En dan, bo en behalwe die feit dat hulle, bedroef is, hulle almal is eintlik, want hy is seer gemaak en hulle is geskok nou, want hy kan nou weer, hy het die mag in sy hande. So, bo en behalwe dit, is hy vergewensgesindheid, want hy sien die groter prentjie, want God eintlik aan hom geopenbaar het, en hy deel dit met hulle. En as ons nie die groter prent sien nie, want ons sien gewoonlik net die deel van die legkaart waarmee ons nou besig is. Maar as ons toelaat dat God vir ons sal wys die groter prentjie, dan is dit makliker om in die versoeningsproses in te gaan. En ek dink dit raak aan by, dis wat ek nou wil noem om ook aan te sluit by die belydenis van Beelaar, dat die samebindende krag is deur die werking van Gods Gees, maar terselfdertyd 'n werklikheid is wat nagejaag en gesoek moet word en waartoe die volk van God voortdurend opgebou moet word, dat hierdie eenheid sigbaar moet word, sodat die wêreld kan glo dat geskeidenheid, vyandskap en haat tussen mense en mensegroepe sonde is wat reeds deur Christus oorwin is en dat alles wat die eenheid mag betref, gevolglik geen plek in die kerk van Christus mag hê nie, maar bestry moet word. En ek wil pertinent noem, ons glo dat die versoeningswerk van Christus sigbaar moet word in die kerk, en hierdie versoening van God, hierdie versoening met eerlikheid, met autentisiteit en opregtheid is beide gawe en opdrag. En dat dit is dat ons staan in die roeping van God. We stand in a higher calling. We are obedient to a higher calling than the man-made calling. We are obedient to God's calling. And Joseph, he's aware that he stands in God's calling, in that higher calling, that this is what God requires of him in this moment, as he tells his brothers, kom na my toe, maar wees eerlik ook, kom ons praat die ding uit, kom ons spreek die ding uit. Laas maand
om ook aan te sluit, Dominique Rauf, laatst maand het ons ontmoet met die ingekeerde predikant en broer Derek het toe genoem, maar my broer, u moet ook verstaan, hier is diepe seer in die gemeente van lidmate wat diepe seer deurgegaan het in die oudheid, maar nog steeds lewe met die trauma daarvan. As ons wil saamwerk, dan moet ons daai seer erken, daai verskeidenheid, daai skei, ontgaan die woorde my. Daai divisie, dankbaar, so het ons mekaar nodig. Die geskeidenheid bestaan daar, die vyandskap was daar, is daar steeds. Daar's mense wie voel hulle is leed aan gedoen, wat geleenthede moes hê en nooit die geleenthede gekry het nie. Ons moet dit aanspreek, ons moet eerlik wees, dan kan opregte versoening plaasvind. Dan kan ons sê met alle opregtheid, in gehoorsaamheid aan God, kom na my toe. Ons het nog nie van julle vergeet nie. The last few verses from verse 9 up until verse 13. Now hurry back to my father and say to him, this is what your son Joseph says. God has made me Lord of all Egypt. Come down to me, don't delay. You shall live in the region of Goshen and be near me. You, your children and grandchildren, your flocks and herds and all you have will provide for you there. Because 5 years of famine are still to come. Otherwise you and your household and all who belong to you will become destitute. You can see for yourselves, and so can my brother Benjamin, that it is really I who am speaking to you. Tell my father about all the honor accorded me in Egypt and about everything you have seen, and bring my father down here quickly. Ons gee geleentheid aan ons laaste groep. Twee verteenwoordigers. Dankie broer Ebi. Ek het nog gedog broer Jannie kom saam. Ons kan ook iemand van die jonge generasie, ek sien vrywillige harte, kan kom. En gemeente, ja, ek wil net een vers terug in die vorige en hierdie gedeelte, wat sê, dit is nie julle wat nie na die getuig stuur het nie, maar God. Dat wil sê, mense bepaal nie die einddoel van jou lewe nie, maar God bepaal. Dit wat jy so eerlik erken. Miskien om dan die tweede gedeelte wat ek by aansluit, is vers 10, dat sê, kom na my toe, moenie talm nie. Dat wil sê, uit die hoogte van hoë posisie wat hy bekleed, nooi sy broers, kom na my toe. Dankie broer. Nog 'n verteenwoordiger? Almal kyk nou af. Chelsea, can I ask you? Sister Serena, kan kom? Ek is nie 100% seker of ek op die regte trek is, maar ons jong, ek praat uit hulle monde uit. Staan maar hier. Ons het gesê, kan jy my blaadjie miskien kry? Ons het gepraat van, as jy kyk na die hele storie van Josef en hoe hy sy broers tegemoet gekom het en hoe hy van... Ons het gepraat oor Josef, wat hy deurgemaak het en hoe hy gekom het tot by sy broers. En as ons kyk na die hele verhaal van Josef, nadat hulle moes nou vergifnis gekry het met mekaar en hulle gepraat met mekaar, wou Josef nog steeds gehad het dat hulle, alhoewel hulle hom seer gemaak het, wil hy gehad het, hulle moet nog altyd na hom toe kom. En hulle moet kom en hy wil hê, hulle moet smag dit wat hy schaaf, wat hy ervaar. En hy wil uit vir sy, hy kon self na sy pa toe gegaan het. Dus ook gesê, maar hy het sy broers geseer, sodat hulle kan reconciliate, sodat hulle kan, soos hulle hier gesê het, die broers moet van hulle troontjie afkom, en dan moet na hulle pa toe gaan, en van hulle pa gaan sê, Josef is nou dit, en dan moet nou kom, want Josef is daar, en Josef wil ons moet ook smag, van dit wat hy het, en dit is wat ons in ons Christen lewe wil hê. Ons het vir God aangeneem, en nou wil ons hê dat ons broers en ons susters moet ook ervaar dit wat ons ervaar, en dit is wat Josef graag wil hê van sy broers. Alhoewel hulle vir hom seer gemaak het, alhoewel hulle alles aan hom gedoen het, maar hy het hulle vergewe, en nog altyd wil hy gehad het,
kom julle, want ons ek wil hê julle moet ook smag dit wat ek sien. Is daar nog een? Ons wil ook net sê dat Josef het gesê in sy familie, almal die vee en die grandchildren, die children, they must all come. So, hy gaan vir hulle provide en hy wou nie hê hulle moet swaar kry nie. En ook, hy het gesê hulle moet vinnig maak en net so is dit. Die Here nooi vir ons uitkom, nou te kom en nie te wag vir later. So. As vers 10, kom bly in die Godsdienststreek, moenie talle nie, soos broer Eybie gesê het, en is belangrik wat elkeen noem, is hy voorsien steeds aan sy broers en aan hulle families. En ons belangrik om te noem, ons het begin met Josef is in 'n posisie van mag. Hy is 'n hoë amptenaar in Egipte land. Hy stel homself kwesbaar, maar ook met hierdie hoë posisie wat hy het, die mag wat hy beklee, kon hy ook maklik omgedraai het en gesê, kyk wat het hulle aan my gedoen en kyk waar is ek nou kniel hulle voor my. Maar die mag wat hy wel het, gebruik hy nie om ander te neer te druk nie, maar om juist ander nog steeds te help, om nog steeds in hulle behoeftes te voorsien, van hy is geroepe, hy staan in die roeping wat God hom naartoe geroep het. Broers en susters, as ons is in verskillende posisies van mag is nie noodwendig net om in 'n hoë werksposisie te wees nie, maar soms is dit net om invloed te hê, soms is dit net om toegang te hê tot verskillende hulpbronne, tot verskillende netwerke, en hoe gebruik ons daardie hulpbronne, daardie netwerke, daardie posisies wat ons wel beklee, om 'n ander te help, om 'n ander op te bring, om 'n ander in 'n beter posisie te kan plaas, want ook in hierdie gedeelte met die versoeningswerk wat moet plaasvind, daar is 'n groter nood, daar's hongersnood wat plaasvind. Die roeping van God roep ons om die groter nood te sien in ons omstandighede. Hoeveel families is geskei en die kleinkinders weet nie eens meer hoekom is mamma kwaad vir haar broer of haar suster. En dan bestaan daar 'n groter nood waartoe ons geroep word om juist saam te kom, om mekaar te kan ophelp. God calls us to see the bigger need in our society. As a church as well, we are called to be one so that we can respond to the bigger need in and around our church community. The bigger need of young people's lives, souls that are lost in the world. The bigger need of drug abuse, the bigger need of alcohol abuse, the bigger need of violence in marriages, violence in our communities, to see the bigger need, why it is needed that we are one, so that we can respond to the need in our societies as one church, called by God. En dan kom hierdie versoeningsoomblik in verse 14 tot 15. En is mooi hoe Benjamin ingesluit word in die versoening. Hy was nie bewus van wat plaasgevind het nie. Baie van ons is na apartheid gebore of na 1994 gebore as born free citizens. Soos Russell Botman sal sê, we only know apartheid by hearsay. But we can still see the legacy of apartheid in our families, in our communities. But we are also included in the reconciling work, the seeking reconciliation in the church, but also in society, because we stand also in a higher calling of God. We are called to the reconciliation of Christ so that our younger generation can live
in the liberation and freedom that God calls us to the unity God calls us to. Broers en susters, baie dankie vir u insaag vanaand. Ek wil ook vir u uitnooi, laat ons verder lees, laat ons dieper lees, en laat ons saam lees, en saam met mekaar praat, want so gee ons ook gestalte aan die versoeningswerk van Christus, en aan die eenheid van Christus hier in die kerk, dat dit nie net alleen 'n predikant is wat praat nie, maar dat ons elkeen het 'n stem en 'n bydrae om te maak. So gee ons gestalte aan die eenheid van God in die kerk. Amen.